Het jy al jou hart ontbloot voor iemand, net om te voel hoe hy of sy spore in jou siel trap? Het is so moeilik om betekenis te vind, wanneer ons nie betekenisvol voel nie. En ek en jy, meet die Here se liefde aan hoe mense ons lief het. Hierdie ding is so belangrik, ek wil dit weer sê, ek en jy meet die Here se liefde aan hoe mense ons lief het. As mense ons nie verstaan nie, dan voel dit vir ons asof hy ons ook nie verstaan nie. As mense ons nie warmte gee nie, dan voel ons ook nie warm in ons verhouding met die Here nie. Maar hy is so anders as wat ek en jy verwag. Ons is vandag by Psalm 23 vers 5 en 6, uiteindelik is ons deur Psalm 23 met hierdie reeks, as jy nog nie die reeks gesien het nie, gaan bietjie terug op YouTube, jy sal hulle almal daar kry. Maar ek wil hierdie vers vir jou lees, en vandag gaan daaroor, dat ek en jy kan net die hitte van sy liefde ervaar, as die mense wat vir ons belangrik is, ons ook lief gehad het. Psalm 23 vers 5 tot 6. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. Nou loop ek en jy hier in Psalm 23 op heilige grond. Ek wil dit weer vir jou lees. U berei die tafel voor my aangesig teenoor wie? My teestanders. En dis waar die heilige grond kom. Ons verskuif nou in hierdie Psalm van beweeg na wees. As Christene dink ons altyd, ons moet vir die Here beweeg, ons moet vir hom goed doen, ons moet vir mense beweeg, ons moet vir die mense wat ons lei beweeg. Maar hierdie Psalm skuif, hy maak so lekker radverwisseling van beweeg na wees. Want eintlik op die ou einde van die dag, soek die Here nie 'n klomp slawe nie, hy soek ook nie 'n klomp kinders met 'n slawe hart nie, hy soek manne en vroue, wat weet hoe om te wees in sy teenwoordigheid. En dis hoekom ek en jy nou in hierdie Psalm beweeg op heilige grond. Van stap deur lyding tot wees in sy teenwoordigheid. Hierdie Psalm het gepraat van 'n vallei van donker skaduwee waardeur ek stap. Dit was 'n beweeg Psalm, en nou is ek en jy op die plek waar ons asem kan uitblaas en lekker lang sig kan gee en sê uiteindelik kan ons net wees voor hom. Dit is die hele punt van die kruistoneel. En hier kom die openbaring van hierdie Psalm bymekaar. Die Here wag nie vir jou en my vyande om te verdwyn voordat hy ons seën nie. Hy wag nie vir omstandighede om 100% in lyn te kom voor hy ons kan seën nie. Onthou jy nog daai ou waaroor ek en jy net nou gepraat het, wat getrap het spore in jou hart? Hy berei jou tafel voor in daai man of daai vrou se teenwoordigheid. Daai ou wat jou gedruk het, gemaal het en soms uitgespoeg het, is nie weg nie. Maar ten spyte daarvan, kom die Here met 'n glimlag op sy gesig en hy sê, kom George, laat ek vir jou 'n tafel voorberei voor jou vyande. En dis net hier waar ek en jy die geheim van oorwinning in hierdie Psalm sien. Die Here verwyder nie jou en my probleme nie. Hy seën ons te midde van al ons probleme. Julle weet mos van daai ou wat gebid het, hy het op sy knieë gegaan langs sy bed, toe bid hy, Vader, probleme, amen. En ek weet ons voel soms so. En ons voel asof die seën van die Here onmoontlik is, want hier is al hierdie probleme op die horison. Moet dit nie mis nie. Die tafel was die plek waar koning strategie gepraat en uitgedink het. En wanneer Vader God sê, ek berei 'n tafel vir jou voor jou vyande, dan sê hy, ek skep 'n spasie in jou lewe waar jy die strategie vir jou lewe gaan ontdek, waar jy my hart oor jou strategie gaan hoor. Goddelike strategie kom langs die tafel, tussen jou vyande, in die middel van jou probleme. Ek en jy dink, God kan net werk as alles perfek is. Hy worry nie oor hoe dinge lyk nie. Hy kan enige oomblik, op enige tyd, werk soos hy wil. Daai versie gaan aan en hy sê, U maak my hoof vet met olie. Mense was met olie gesalf vir hulle roeping. Konings was gesalf as konings, priesters as priesters, manne en vroue in die bediening word gesalf deur olie. Mense was vir hulle genesing gesalf. So ek en jy kan sê, salwing met olie praat van jou toekoms.
Nou, ek wil iets sê wat Gandhi eendag gesê het. Hy het gesê, die verskil tussen wat ons doen en waartoe ons in staat is om te doen, sou die meeste van die wêreld se probleme opgelos het. As ek en jy oor daai verskil kan kom van wat ons doen en wat ons in staat is om te doen. En ek weet, daar waar jy sit vandag, is daar 'n plekkie in jou hart wat voel, ek is tot meer in staat. Daar's meer in my, as met mense om my sê, daar's meer in my, as wat ek sien as ek voor die spieël staan. Wanneer hy sê, ek salf jou met olie, dan sê hy, ek beskerm jou potensiaal met my salwing. Is dit nie wonderlik nie? Dat Vader God het hierdie oneindig baie potensiaal in elkeen van ons gesit. In hierdie Psalm se einde sê hy, na ons deur die dal van doodskade weer is, kom ons by die plek waar hy sê, ek het 'n volgende bergpiek vir jou, en hy omvou jou denke, en hy beskerm jou teen die leuns wat jy vir jouself vertel. Ek sê nou die dag vir iemand, hy sê, die duiwel lieg alweer vir my. Ek sê nee, die duiwel is nie eens hier nie. Jy lieg vir jouself. Jy weeg jouself en jy bevind jouself te lig. Laat hom vandag toe in hierdie Psalm om jou denke te omvou wanneer hy jou salf en jou te beskerm teen die leuns wat jy vir jouself vertel. En ek weet, jy sit dalk hier en jy sê, watter leuns praat jy van? Jy sien, liefdelose woorde steel ons toekoms. Ek wil dit weer sê. Liefdelose woorde steel ons toekoms. As ons liefdelose woorde het teen ons huweliksmaat, dan gryp ons letterlik daai persoon se toekoms en ons steel dit, want ons steel sy guts om aan te gaan, want hy hoop om te glo in homself. As jou baas vir jou liefdelose woorde toesnou en hy sê vir jou, jy's useless, steel hy jou potensiaal. Wanneer jy vir jouself liefdelose woorde fluister, dan steel jy van jouself. Hierdie olie was nie deur die skape verdien nie, dit was gegee. En dit waaroor ek vandag praat, jou potensiaal en jou vermoë om daar uit te kom, hoef jy nie te verdien nie, dit word gegee. Gegee vir gebrokenis, vir die wat verwerp is. Dalk voel jy vandag jou hele lewe lank, as jy misgekyk, jy is dalk die een wat jou eie potensiaal miskyk. In hierdie Psalm het jy te veel oorleef om nie gesalf te word nie. En ek wil vandag vir jou sê, vat hierdie belofte van die Here wat jou denke beskerm met die salwing van sy olie, van sy Heilige Gees. Vat dit vir jouself vandag. Jy het gekom deur die dal van doodskade weer. Ons het gesê vroeër, die enigste pad van daai piek na daai piek toe is deur die dal. Die dal is nie 'n plek waar jy tent opslaan nie. Die dal is 'n plek waar jy deur gaan na die volgende piek, gaan luister laasweek se woord. Jy is deur te veel valleie om nie iets goddelik in jou te dra nie. Want in daai vallei het jy God ontmoet. Onthou jy, ons het gepraat laasweek oor Daniël se 3 vriende wat in die oond geval het en toe skielik 'n godeseën by hulle. Jy is nie gewoon nie. Jy is gekies. En dan kom Dawid by die plek waar hy sê, my beker loop oor. Vir die Here is 'n vol beker nooit 'n beker wat tot op die randjie vol is nie. Dis 'n beker wat oorloop. Vol vom is oorloop. So hy sê, ek wil vir jou meer doen as wat jy kan bid of kan dink of voor kan wens. Meer is oorloop. Ek wil dit waarvoor jy wens, laat oorloop. Hierdie is nie oorlewing nie. Dis oorwinning. En hierdie Psalm praat van, as jy deur die vallei is, gaan ek jou bring op 'n plek waar ek jou gaan salf, nie vir oorlewing nie, maar vir oorwinning. 'n Beker wat oorloop is 'n publieke demonstrasie van 'n private verhouding. George, nou knoop jy my brein. Wat is dit? 'n Beker wat oorloop is 'n publieke demonstrasie van 'n private verhouding. Die vyande wat jou en my wil begrawe en wil onderkry, gaan moet sit en kyk hoe jy eet. Is dit nie 'n mooi prentjie nie? Al daai vyande wat jou in die grond in wil druk, wat jou afgebreek het en afgekraak het die hele tyd, wat jou minder gemaak het as wat hy jou gemaak het. Hulle gaan moet toe kyk. Jy sien, laat hulle maar praat. Laat hulle maar skiem. Laat hulle maar twyfel. Maak net plek vir hulle aan die tafel wat die Here voorberei het. Want God gebruik jou vyande
as getuienis. Nie van jou perfeksie nie, maar van sy krag. En baie keer dink ons, ek het sonde gedoen, ek het 'n fout gemaak, kyk wat kom oor my pad. Die Here wil sy krag tentoonstel. En dis hier waar Dawid kom en hy sê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Hier word die doek gelig oor die grootste geheim in hierdie hele Psalm. Die geheim van ewige sekuriteit. Hier proklameer Dawid iets wat onwankelbaar is, onbeweegbaar en letterlik onherroepelik. Onherroepelik beteken 'n regter het 'n uitspraak gemaak wat hy nie kan terugtrek nie. Maak nie saak wat gebeur, wie loop uit jou lewe uit, of wat spat om jou aan skerwe nie, ongeag waarheen die hele lewe jou lei, goedheid en guns sal jou altyd inhaal. Ek wil dit weer sê, maak nie saak wat gebeur nie, wie loop uit jou lewe uit, wat spat om jou in skerwe nie, en ongeag waarheen die lewe jou ook al lei, goedheid en guns sal jou altyd inhaal. Dis 'n belofte in hierdie Psalm. Goedheid en guns wag nie vir ideale omstandighede nie. En baie keer sê ek en jy, as dit eendag gebeur, sal dat gebeur. Jy stel jou eie potensiaal uit, jy stel jou eie oorwinning uit. Goedheid en guns is onder goddelike bevel. Ek onthou toe ek in die army was en ons het gedril, op die paradegrond is daai RSM sê linksom, dan draai jy linksom, saam met almal wat linksom draai. En net soos goedheid en guns, hulle is onder orders. Hulle volg jou nie net op goeie dae nie, maar al die dae van jou lewe. Hy sê, goedheid en guns sal my volg al die dae. Goedheid en guns volg jy nie net op Sondae nie, nie net op jou beste dae nie, al jou dae. Dis belangriker as wat jy dink. Ek sal nou daaroor iets sê. Goedheid en guns is daar wanneer jy nie eers die oggend uit die bed uit wil opstaan nie. Selfs op die dae wat dit voel asof jy teen die plafon vasbid, en daai plafon is van staal gemaak wat al jou gebede keer. Wanneer is goedheid en guns super naby aan ons? Goedheid en guns is daar wanneer jy skande ervaar. Wanneer ander mense op jou opgee, dan is goedheid en guns daar, dis 'n belofte. Onthou jy die persoon wat ons net oor gepraat het, wat op jou hart en op jou siel getrap het? Vee vandag daai modderspore af en maak plek vir goedheid en guns in jou lewe. Daai persoon wat so op jou hart getrap het, het toestemming van God om jou te seën, maar hy het nie toestemming om skande op jou af te laai nie. Dis dalk 'n gesagsfiguur in jou lewe. Dis dalk 'n ouer of 'n onderwyser of 'n predikant of 'n selleier of jou baas by die werk of 'n huweliksmaat. Niemand het toestemming om skande op jou af te laai nie. Inteendeel, Matteus sê, en hy wat vir iemand sê, Raka, dis jou dwaas, sal brand in die helse vuur. En hy praat met Christene daar. So daar's 'n geweldige premie daarop om 'n vloek oor iemand uit te spreek. Daardie pakkie met die naam van daai negatiewe dinge, die verkeerde adres, jy kan hom terugstuur na die plek waarvanaf hy gekom het. Onthou jy nog Spreuke 26 vers 2, hy sê soos die voëls wegvlieg, soos die swaal wegvlieg, so sal 'n vloek wat ongegrond wees nie tref nie. En daai woordjie vloek beteken vilification. Met ander woorde, hy sê as iemand jou vilify, as iemand vir jou sê jy's 'n villain, jy's nie goed genoeg nie, jy hoort nie hier nie, jy's nie deel van ons nie, daai ding gaan jou nie tref nie. Hy sê dis soos 'n voël wat wegvlieg. Hy sê wat ongegrond is, daai ongegrond in Hebreëus is kinav, wat beteken onskuldig is. Hoe kan ongegrond onskuldig wees? Jy sien, baie keer het iemand 'n onskuldige opmerking gemaak wat negatief was oor jou. Daai ou het gedink is maar net onskuldig of 'n grap. Of toe jy hom uitvang of hom konfronteer, sê nee, ek het net 'n grap gemaak. En tog het dit jou hart getref. Spreuke sê, daai ding sal wegvlieg soos 'n swaal van jou terugkeer na die een wat dit gestuur het.
Kan jy jou vandag opnuut in die spieël kyk en sê, goedheid en guns staan net hier agter my? Hoekom is dit so belangrik om bewus te wees van goedheid en guns in jou lewe? Jy sien, wat jou volg voel, vorm hoe jy loop. Ek wil dit weer sê, wat jou volg, vorm hoe jy loop. Met ander woorde, as jy glo dat trauma jou volg, sal jy altyd in vrees wandel. As jy glo dat oordeel jou volg, sal jy altyd in skuld wandel en skuldig voel. Wanneer jy glo dat goedheid en guns jou volg, dan koes jy nie vir elke skade weer om jou nie. Jy het jou kop regop en jy weet dit sal goed gaan, want die Here is aan jou kant. Jou op om in vrees oor jou skouer om te kyk en jy begin vir die heel eerste keer om in geloof te wandel, as jy weet goedheid en guns is 'n belofte. Dan het jou verlede, ongeag wat gebeur het in jou verlede, nie meer die finale antwoord nie. Jy het dalk bankrot gespeel, jy is dalk geskei van jou huweliksmaat, jy het dalk 'n sonde gedoen waaroor jy skaam is, jy is dalk gefire by die werk. Maar ek wil vandag vir jou sê, jou verlede, het van vandag af, as jy hierdie ding klik oor goedheid en guns, het jou verlede van vandag af nie meer die finale woord oor jou nie. En ek wil hê jy moet hierdie 5 woorde op YouTube gaan oorluister oor Psalm 23 en maak seker jy anker jou hart met daai ding. God se genade is groter as enigiets wat ek en jy kan uitdink om te doen. God se genade is groter as enige vloek wat enigiemand oor ons kan uitspreek. Sy genade is groter as enige iets wat op enige tydstip vir jou gesê is. Want jy sien, dis nie ek en jy wat sterk genoeg is om uit te styg nie. Dis Christus wat vir ons gesterf het, wat belangrik genoeg is om ons te laat uitstyg. Hy was swak sodat ons kan sterk wees. En ek wil vandag jou voor ek wegstap in die oë kyk en ek wil vir jou sê, goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. Kom ek bid vir jou. Vader, ek bid dat die elke persoon wat na my geluister het vandag sal aanraak. En myself ook, dat ons hierdie goedheid en guns sal begin raak sien, dat ons sal bewus wees van u teenwoordigheid, en dat ons sal weet, ons verlede, ongeag wat dit is, het nooit die laaste sê nie. Christus het, want hy het sy lewe vir ons gegee. Ons eer u daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Sien jou volgende week, selfde plek, selfde tyd. Mooi loop.